Goeiedag, het is vir my lekker om weer saam met jou te kuier en het is my baie lekker om hierdie week op reis te wees saam met jou en die Emmausgangers en Jesus. Nou ons het gister hierdie wonderlike ding gesien waar Jesus aan tafel vir hulle die brood en die wyn breek en homself aan hulle tentoonstel. En hulle oë gaan oop en hulle sien vir Jesus en dan dadelik verdwyn hy weer uit hulle sig uit. Nou kom ons hoor wat gebeur dan verder met hierdie twee manne en wat doen hulle. Ons lees Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar: was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was wat sê: die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Baie keer voel ons ook so wanneer ons iets sien, wanneer iets met ons gebeur in 'n kerkdiens of 'n liedjie speel en jou hart word geroer en jou oë as te ware oopgaan en jy Jesus sien, dan vra jy die vraag, maar hoe het ek dit gemis? Hoe het ek nie Jesus raak gesien toe ek deur daardie tyd gegaan het nie? Hoe kon ek nie sien hy het my gehelp en by my gestaan of dat hy my nou by my is en my seën nie? Was my hart nie brandend nie? Was ek nie aan die gang en aan die brand vir Jesus nie? En ons speel met al hierdie vrae net soos hierdie twee mans. En ons wonder maar hoe was my hart regtig? Het ek regtig so belang gestel in Jesus of was ek eintlik maar in my eie wêreld vasgevang? Nou hierdie twee manne staan daai selfde uur op en hulle gaan terug Jerusalem. Toe hulle stap daai 8 myl terug en hulle gaan vertel vir die ander hy het waarlik opgestaan. En hulle is as te ware aan die brand en hulle wil net vir mense vertel wat gebeur het. Hoe aan die brand is jou hart vandag vir Jesus? Hoe aan die brand is jy vir sy woord en die hoop wat in hierdie wêreld moet versprei en hoe klink jou gesprekke? Want in jou gesprekke wat jy met die mense om jou het, sal jy hoor of jy hoop het. Of jy brandend is vir Jesus en hoe jy oor hom praat. Praat jy miskien asof hy nog dood is? Asof hy nie opgestaan het in jou lewe nie? Of as jy vuur en vlam en besef maar hier's iets binne in ons, hier's 'n hoop wat geen verstand kan verstaan nie. Ons kan in hierdie wêreld ingaan, al lyk die wêreld hoe, al lyk die ekonomie hoe en wat ook al gebeur. Ons kan in hierdie wêreld ingaan en hierdie hoop gaan verkondig, want hy het waarlik opgestaan. En ons kan hoopvolle gesprekke in ons families begin kweek en laat ons kinders met hoop en in hierdie wêreld groot word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U hierdie vuur binne in ons kom wakker maak vandag, soos wat dit met die Emmausgangers gebeur het. Dankie dat U ons sê, maar hoorie, wanneer begin jou gesprekke bietjie verander oor wie ek is en oor wat ek doen en wat ek kan doen? Want so baie keer raak ons gesprekke oor dinge wat verkeerd gegaan het in plaas van dit wat God kan doen en reeds gedoen het vir ons deur sy seun aan die kruis te laat sterf en hom weer op te wek uit die dood, sodat hy vandag leef en hier by ons is. Here, help ons, gee U vir ons die woorde, laat ons hoop bring in gesprekke, oral waar ons gaan, waar ons met mense praat, al is dit by die werk, by die kerk, by die familie, by skole, waar dit ook al is, dat ons gesprekke van hoop is en 'n brandende vuur in ander kan wakker maak. Dankie dat U ons God is en dankie dat U ons redder is en dat U saam met ons hierdie pad elke dag stap. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy hierdie week saam met ons gekuier het. Dit was vir my baie lekker en mag jou gesprekke van hoop 'n lieflike klank en reuk in die plekke en die omgewing bring waar jy is. Gaan asseblief na ons webtuiste toe, Lewe met Ritme, en jy kan daar kyk na al die oefeninge wat ons het en onthou môreoggend 6:00 op ETV die diens saam met Andries. Geniet dit saam met ons. Mooi bly, totsiens.